Wonderlik dat julle vanaand hier is op 'n donderdag aand. Ek weet dit is baie ongewoon, maar dis Paasnaweek. En Paasnaweek is die dieptepunt van ons Christelike kalender. Dit is waaroor dit alles gaan. Sonder Jesus se kruisdood en sonder sy opstanding is daar niks. Is daar geen hoop, geen verlossing, niks. En daarom vier Christene reg oor die wêreld en deur al die eeue vier hulle Paasfees op 'n besondere manier. En hierdie jaar vier ons dit hier ook en ons het die voorreg. Ek dink dit is die eerste keer wat daar 'n donderdag aand geleentheid hier in Pukekohe is en ek dink dit is so spesiaal. Die van julle wat dalk gewoond was aan die verdonkeringsdiens, dis nie presies dieselfde nie. Hierdie is wel 'n wydingsgeleentheid. Ons wil stil staan by daardie donderdag aand. Die donderdag aand is die aand voor Jesus se kruisiging. Dis die aand wat hy met sy disippels gesels het, wat hy hulle voete gewas het, wat hy sy verraaier aangewys het, wat hy gesê het Petrus gaan hom verloon, waar hy vir hulle 4 keer die opdrag gegee het, julle moet mekaar lief hê, waar hy hulle gereed gemaak het vir dit wat gaan kom die volgende dag. Daardie donderdag aand, later die nag, het hy dan ook na die tuin van Getsemane toe gegaan, waar hy gaan worstel het in gebed, waar hy homself bereid moes verklaar, om hierdie volle lydensweg te loop. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons maak net ons harte oop en vra dat die Here vanaand met elkeen van ons sal praat. Here, ons is in die teenwoordigheid. Dis heilige grond. Gewoonlik het jy in die Ou Testament vir mense gesê hulle moet hulle skoene uittrek wanneer hulle in die teenwoordigheid kom. As 'n erkenning daarvan dat hulle op gewyde grond is. Here, wanneer ons vanaand hierdie diens het, besef ons is ook op gewyde grond. Ons is in die teenwoordigheid. Dankie dat Jesus met sy kruisdood die voorhangsel geskeur het. Dankie dat daar vir ons vrye toegang is. Dankie dat ons vanaand hier kan sit. En as gelowiges kan dink oor wat gebeur het met Jesus se sterwe, sy kruisdood en sy opstanding. Maar dankie Here dat ons dit ook in ons eie lewe kan toeëien. En ek glo dat U ook daardeur vanaand vir elkeen van ons 'n boodskap het en daarom bid ek, kom raak ons aan Here met die woord, met die kragwerking van die Heilige Gees in ons harte, in ons lewe, met die brood, met die wyn, met die druiwesap, dat ons iets besef van waaroor dit regtig gaan. Wat dit U gekos het om U seun mens te laat word. Wat dit U gekos het toe hy die donderdag nag bloedsweetend gebid het, Vader, alles is vir U moontlik. Laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Here, wat dit vir U gekos het om vir U eie seun nee te sê, sodat U vir ons kan ja sê, om ons te kan verlos. Here, U het dit vir ons gedoen, U het dit vir my gedoen, U het dit vir elkeen wat hier sit vanaand gedoen, U het dit vir die wêreld gedoen. Here, daarom is ons hier, ons is hier, om te sê dankie. Ons is hier om ons lewens voor U te kom neerlê. Ons weet,
Dis net u genade. Dis net u liefde. Niks anders. Kom raak ons aan. In Jesus naam. Amen. Dit is eintlik so wonderlik as 'n mens besef dat aan die kruis het God aan ons gedink. Hy het dit gedoen vir ons. Daar was geen ander rede. Jesus het dit net gedoen ter wille van ons. En omdat hy ons so lief het. Kom ons lees vanaand 'n gedeelte Johannes 12. Johannes 12 dis net voor Johannes 13 begin die Pasga, die laaste avondmaal, waar Jesus die disippels se voete was. En hoofstuk 12 is net voor dit. So dit het waarskynlik in daardie tyd, selfs dieselfde dag of 'n dag voor dit gebeur, hierdie gebeurtenis. En ek glo dat die Here daardeur vanaand met ons wil praat. Johannes 12 vers 20. Daar was ook 'n klomp Grieke onder die wat opgetrek het om op die fees te kom aanbid. Die mense, die Grieke, hulle het toe na Filippus wat vanaf Betsaida in Galilea gekom het gegaan en vir hom gesê, meneer, ons wil graag vir Jesus ontmoet. Filippus gaan vertel dit toe vir Andreas. En daarop gaan Andreas en Filippus en vertel dit toe saam vir Jesus. Jesus reageer toe daarop. Die uur het aangebreek dat ek, die seun van die mens, verheerlik moet word. Ek verseker julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, dan lewer hy 'n groot opbrengs. Wie hulle eie lewe liefhet, verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wêreld haat, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. Iemand wat in my diens wil staan, moet my aanhou volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand in my diens staan, sal die Vader aan hom eer betoon. Nou is ek ewig ontstel. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Tog het ek juis vir hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit alreeds verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die skare wat daar rond gestaan het en dit gehoor het beweer dat daar 'n groot donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Toe reageer Jesus. Hierdie stem was nie ter wille van my nie, maar ter wille van julle. Nou vind die oordeel oor hierdie wêreld plaas. Nou sal die leier van hierdie wêreld na buite toe uitgedryf word. En wanneer ek van die aarde af aan die kruis verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het Jesus gesê, en terselfdertyd aangedui watter soort dood hy sou sterf. Daardie donderdag aand moes Jesus finaal bevestig dat hy bereid sou wees om die geeselhoue, die spot en die vernyn, sowel as die marteldood aan die kruis, en daarmee die volle oordeel van God oor die ganse mensdom se sonde op hom te neem.
Ek dink nie, daar is 'n manier wat enige mens jou kan indink, wat dit beteken, dat Jesus die volle straf op biljoene mense se sonde gekonsentreerd. Totale wraak van God op die mens se sonde daar aan die kruis te moes ervaar. Hy het besef wat dit is. Ons sê baie keer, as 'n sleg ding gebeur het, dan sê ons, dit is goed ek het nie vooraf geweet wat gaan gebeur. Want dit sou vir my nog erger gewees het om te moet weet, dit gaan gebeur en dan gebeur dit. Dit is erg genoeg net dat dit gebeur het. Wel, vir Jesus was dit dubbel erg. Want hy het vooraf presies geweet wat gaan gebeur. Hy het presies geweet wat die intensiteit is van daardie oordeel van God wat op hom gaan neerkom daaraan die kruis. Hy, die volmaakte, die sondelose, moes as 'n vervloekte aan die kruis hang, deur mense verwerp en deur God verlaat, om die volle straf te kan dra. Het was baie interessant dat reeds voor Getsemane, daardie donderdagnaand, het Jesus in hierdie gedeelte wat ons gelees het, baie duidelik verklaar dat hy spesifiek na die aarde toe gekom het om aan die kruis te sterwe. Hy het ook al reeds voorheen gesê dat hy vrywillig sy lewe aflê, niemand neem sy lewe van hom. Maar hy gee dit prys om mense te red. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, kom daar 'n paar baie belangrike aspekte na vore. Ek wil dit graag vanaand met jou deel en ek wil hê jy moet die Paasnaweek en vorentoe daarmee ingaan. Vat dit met jou saam. Die heel eerste ding wat baie duidelik uitstaan is dat Jesus baie uitdruklik sê die kruisdood was absoluut nodig. Hy sê dis die doel waarvoor hy na die aarde gekom het. Willens en wetens. Jy moet dit mooi verstaan. Ek weet daar's baie mooi dinge oor Jesus gesê en daar word baie mooi goed oor hom geskryf. Selfs nie-Christene skryf mooi goed oor Jesus. Jesus het nie gekom om 'n groot leermeester te wees nie. Hy het nie gekom om mense eerstens van hulle siektes gesond te maak nie. Hy het nie eers gekom om krepeles te genees of mense te vertroos of hy het gekom om aan 'n vloekhout te sterf en te betaal vir die sondes van die mensdom. Daarom was dit nie maar 'n ongelukkige of 'n swak beslissing van Pilatus wat gemaak het dat Jesus uiteindelik gekruisig is, of die oorweldigende opsweping van die Joodse leiers wat gemaak het dat Jesus op die ou end gekruisig is nie. Hulle almal het 'n rol gespeel, maar dit was van die begin af so beplan dat hy moes aan die kruis sterf. Dit sê hy, dis hoekom ek gekom het, dit is die doel. Hoekom? Want God het jou so lief, dat hy sy seun gestuur het, om aan die kruis te sterf. Daar's 'n tweede aspek, die feit dat hy dit geweet het, en hy het dit absoluut geweet wat op hom wag. Maar Jesus was te gelykertyd ook volkome mens, absoluut mens, met al die emosies, wat ek en jy beleef, bang, honger, hartseer, teleurgesteld, noem maar op, hy het al daai emosies beleef. Jy moet mooi verstaan, daarom, ek kry partykeer so die idee, mense dink, ag hy was so half God, so hy het sommer so daardeur geglaaid. Hy het nie. Gaan lees wat staan daar. Dit het hom ongelooflik ontstel, selfs in hierdie gedeelte sê, ek is nou so ontstel.
En 'n bietjie later daardie donderdag nag, wanneer hy bloed sweet en wanneer hy by sy pa pleit en sê, Abba Vader, alles is vir U moontlik, laat die beker by my verbygaan. Dan bid hy dit 3 keer. Want hy was mens. Hy was volledig mens. En daarom het hy met angs gesit. Het hy met ongelooflike vrees gesit vir dit wat voor hom lê. Hy sê vir sy disippels daar in Getsemane, ek is nou doodsbenoud. Was jy ooit so bang? Jesus sê vir sy disippels, ek is nou doodbang. Hy was mens. Hierdie lyding het hom gekos. Daarom was die lyding ook so intens, want hy het geweet wat op hom wag, maar hy het ook geweet hy moet dit doen. Hier in Johannes 12 verklaar hy al, as hy sê, ek is nou ontstel. Wat moet ek sê? Moet ek sê, laat die beker by my verbygaan? Maar hy sê, dis dan juist hoekom ek gekom het, maar dalk het jy dit ook al beleef. Dalk het jy dit ook al beleef, dat jy glo, en jy weet, dis God se pad, en God se wil, en jy besluit, en jy doen dit, en jy gaan dit doen, en jy doen dit, en dan gebeur soos dit Getsemane. Dan kom jy op 'n punt waar dit vir jou amper te veel raak, en wat jy sê, Here, maar kan nie, Here, dis te moeilik, Here, stop dit, Here, asseblief dit, doen niks anders. Want hy was mens, volledig mens. Daar's 'n derde aspek, en dit is die beeld van die koringkorrel, wat hy gebruik, en ons het vir julle van julle, so 'n sakkie met koringkorrel is ingegee. Vat dit saam, sit dit in jou Bybel, onthou dit altyd. Hierdie is 'n kragtige beeld. Jesus pas dit op homself toe. Jesus sê, ek kan net my doel bereik hier op aarde as mens, deur te sterf aan die kruis. Want dan gaan mense gered word. En hy sê, dis die beeld van die koringkorrel. Hy sê, 'n koringkorrel, as ek hom hier los, al kan hom hoe goed bewaar, hy gaan net daai een bly. Maar as ek hom in die grond plant, en wat daar onder die grond gebeur, met die water is hy verrot. Nie verrot nie, maar hy vergaan. En dan kom daar 'n plantjie uit. En dan is daar 'n fantastiese koringplantjie, en dan is daar koringhalms aan. En dan is daar sommer 50, 60, 100 koringkorrels aan. Maar hy moet eers doodgaan, hierdie enetjie moet eers tot niet gaan. Hierdie enetjie kan nie behoue bly nie, hy kan nie so bly nie, as hy so bly, is hy net een. Is eintlik useless. As hy geplant word, lewer hy ongelooflike vrug. Jesus sê, as jy ooit weer 'n koringkorrel sien, dink aan Jesus. Hy moes sterf, sodat ons gered kan word. Maar daar's 'n vierde aspek wat na vore kom. En dit is dat Jesus sê, dis nie net op my van toepassing, maar hy sê, dis op julle ook van toepassing. Hy pas die koringkorrel beginsels ook op sy disippels, op sy volgelinge, op my en jou toe. Hy sê, net soos wat Jesus moes sterf, om aan die doel van die Vader te beantwoord, en om mense te kan red. Net so moet ek en jy, as 'n kind van God wil wees, as ek disipel van Jesus wil wees, as ek regtig sy volgeling wil wees, moet ek bereid wees om aan myself te sterf, moet ek bereid wees om aan my eie waarde, en dit wat ek wil hê, af te sweep, sodat God sy doel in my lewe kan bereik. Hierdie koringkorrel het 'n kragtige boodskap vir elkeen van ons. Hy is eintlik te klein, ek kan hom nie vir julle mooi wys nie, maar jy het hom by jou. Is 'n kragtige boodskap. Ons hou nie daarvan nie.
Want dit is letterlik teen alles wat die samelewing vir jou sê. Hoe sê hulle? You just be you. It's all about you. Maak seker dat jy nie onderploeg word nie. Maak seker dat jy opstaan vir wie jy is. Want jy is belangrik. Ja, jy is belangrik. Jesus was ook belangrik. Maar Jesus pas dit toe en hy sê, niemand kan my disipel wees, as jy nie bereid is om jouself te verloon, jou kruis op te neem, agter my aan te kom nie. En hier sê hy, wie my disipel is, moet ook doen soos wat ek doen, want my disipel sal wees waar ek is. Sal in my voetspore volg. Sal ook bereid wees om sy lewe prys te gee, terwille van die koninkryk, want dan kan God my gebruik. Jy sien, 'n keuse vir Jesus is nie maar net om op die glory lorry te klim nie. Ons almal wil graag op die glory lorry ry. Julle ken hom, né? Ons wil almal op die glory lorry ry, want ons wil almal die glory hê. Jesus sê die glory kom eers wanneer die koringkorrel geval het en gesterf het. En soos wat dit vir Jesus moeilik was, is dit vir my en jou moeilik. Ek weet dit. Dit is nie 'n natuurlike ding vir 'n mens om te doen, om jou eie lewe af te lê, om jou eie ek te kruisig, om vir jouself te verloon, om te vra, Here, wat wil U hê? Here, wat sê U in hierdie situasie? Om werklik die minste te wees, om werklik te sterf van myself, want dit is nie oor my nie. Want dan kan God my gebruik. Daar's natuurlik in hierdie koringkorrel beginsel ook 'n fantastiese belofte. Want Jesus praat nie net van die sterf nie, maar Jesus praat dat wanneer die koringkorrel sterf, dan draai baie vrug. Hy praat van seën, van heerlikheid. As jy jou lewe prysgee vir Jesus, as jy jou eie ek kruisig, en as jy bereid is om die minste te wees en die pad van Jesus te loop, sê God, dan gaan jy baie vrug dra. Gaan daar ongelooflik seën in jou lewe wees. Wat God gee. Dis die uitdaging van hierdie Paasfees. Vir my en jou lewe. Onthou altyd die koringkorrel beginsel. Is jy bereid om te sterf? Aan te hou sterf van jouself, sodat jy werklik as 'n nuwe mens kan lewe tot eer van die Here. Daar's 'n 5de aspek, laaste aspek. En dit is wanneer Jesus praat van sy kruisdood. Ja, dit was vir hom worsteling. Ja, in Getsemane het hy ongelooflik geworstel. Dit was geweldige pyn en lyding, maar wanneer hy daaroor praat, dan praat hy nie daaroor as die onaangename deel van sy bediening. Hy sê nie, wow, ek het eintlik nou 'n amazing bediening gehad. Ek het mense gesond gemaak, ek het dowes laat hoor, ek het dooies laat opstaan, ek het prostituie herstel, dat hulle nuwe lewe kry, ek het 'n groepie mense, vissermanne omskep, dat hulle eintlik wonderlike getuies vir my kan wees. Kyk wat ek alles bereik. Die slegte deeltjie was nou, ja, okay, ek moes toe nou ly en ek moes toe nou aan die kruis sterf. Dit was nou die ongelukkige deel. Maar ek het 'n klomp positiewe goed gedoen. Wanneer Jesus oor sy kruisdood praat en oor sy lyding praat, dan sê hy in vers 23, die uur het aangebreek dat ek die seun van die mens verheerlik moet word. Dan praat hy nou van sy kruisdood. Vers 32, en wanneer ek van die aarde af aan die kruis verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Ja, hy is letterlik op die grond aan die kruis vasgespijker. En die kruis is opgetel en in sy plek gedruk. En dit was verskriklik. En hy sê, ja, nie dis die verskriklikste lyding, ja, dit was die verskriklikste lyding, maar hy sê, wanneer ek aan die kruis verhoog word, dis my heerlikheid.
Dis my glorie. Dis my glory. Dis my glory. My glory lê nie in die eerste plek en die ander goed wat gebeur het nie. My glory lê daarin dat ek my doel beantwoord waarvoor ek na die aarde gekom het. Om mense van hulle sonde te verlos, om die voorhangsel te skeur wat skeiding gebring het tussen God en mens en die sonde weg te neem, deur daarvoor te betaal aan die kruis. Waarin lê my en jou heerlikheid? Waarin lê ons eer? Probeer ons vir ons eer kry, koop, werk? Dat mense kan sien hoe oulik ons is, hoe goed ons is, dat Jesus sê die koringkorrel beginsel sê, wanneer jy jouself weggee in die koninkryk, wanneer dit nie meer oor jou gaan nie, gaan God sy doel in jou lewe bereik, en dan gaan jy die heerlikheid ervaar, maar die heerlikheid nie soos wat jy dink nie, maar die heerlikheid dat God in jou kan werk, en dat God deur jou kan werk, en dat God jou kan gebruik, om 'n verskil te maak. Jesus is die paaslam. Hy is vir my en jou geslag. Hy het dit vrywillig gedoen. Niemand neem sy lewe van hom af nie. Ons het daar voor die tyd het iemand gepraat van Petrus wat Malchus se oor afgekap het. Dit is 'n verwysing na my oor gewees. Jesus het vir Petrus gesê, dit sit terug jou swaard. Dink jy nie, ek kan 'n legioen engele roep en hulle sal nou, kom aan dit kom vat. Dink jy nie, ek kan enige oomblik sê, stop het. En hy kom. Hy het gekies. En daarin lê sy heerlikheid. Daarin lê die vrug van sy lewe. Daarin lê my en jou verlossing. Hy het gekies om dit vir my en jou te doen. Ek glo hy roep my en jou op om te kies, om te wees waar hy is, om in sy voetspore te loop. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ek wil vir julle 'n kans gee. Dis donderdag aand. Kom ons raak net stil. Elkeen dink net. Dink oor wat die Here vir jou sê. Dink oor jou lewe. Dink oor wat aan die gebeur is. Vra vir die Heilige Gees. Wys vir my, waar is hierdie beginsel belangrik in my lewe? Wat wil jy vanaand vir my sê? Kom ons raak stil. Kom ons gebruik tyd daarvoor. In ons gejaagde lewe raak ons so selde regtig stil. Stil by God. Stil aan sy voete. Ek glo hy roep ons hierdie naweek te midde van so gejaag en 'n gewoel daar buitekant. Terwille van 'n geharwar dalk in jou eie lewe. Kom roep hy jou om stil te raak by hom, voor hom. Saam met hom, dat jy eerstens sy liefde kan ervaar, dat jy kan ervaar hoe lief hy jou het, jou by die naam, dat jy vir hom so spesiaal is, dat hy vanaand vir jou kom sê, ek het dit vir jou gedoen. Al was jy die enigste mens op die aarde,
sou ek steeds hierdie pad geloop het, om dit vir jou te doen. Maar dan roep hy ook vir my en jou en sê, volg my. Kom stap in my voetspore. As jy my volgeling wil wees, moet jy wees waar ek is. Gee vir die Here oor. Gee vir die Here oor. Wat is daar wat nog skeiding maak? Wat is daar waar jy nog vashou? Waar jy nie bereid is om te sterf nie, waar jy nie bereid is om oor te gee. Gee dit vanaand oor vir die Here. Sê, Here, hier is dit. Vat dit. Vat dit. Ek gee alles oor. Ons gaan vanaand die geleentheid gebruik om 'n liefdesmaal te gebruik. Daardie donderdag aand toe die Here met sy disippels was, het hy vir hulle gesê, ek het so daarna uitgesien om met julle hierdie Pasga te vier. Hy het by daardie geleentheid het hy van die brood geneem en hy het dit gebreek. En hy het vir hulle gesê, die brood wat gebreek word, dis juis simbool van my liggaam. So word my liggaam gebreek. So is ek bereid om myself te gee, sodat jy kan lewe. En hy het vir hulle gesê, neem en eet daarvan, en wanneer jy dit eet, dink daaraan, glo, wees verseker, dat Jesus se liggaam gebreek is, dat hy gesterf het, dat ek en jy kan lewe. Hy het ook die beker geneem met die wyn en gesê, die beker is die nuwe verbond wat verseël word deur sy bloed. Wyn is simbool van die bloed van Jesus en hy het vir die disippels gesê, drink daaruit, en as jy daaruit drink, dan moet jy besef, my bloed het gevloei vir jou. Ek het gesterf dat jy kan lewe. Maar ek glo met vanaand se boodskap dat hy sê, ja, maar as jy bereid is om te drink, dan moet jy self ook bereid wees om die pad saam met my te loop. En te sterf van jouself, dat jy kan lewe. Dat jy die heerlikheid, die eer kan kry, wat God vir jou wil gee. Ons gaan vanaand dit so 'n bietjie anders doen as gewoonlik. Ek gaan daar by die tafel staan, daar gaan 'n bietjie musiek in die agtergrond gespeel word, en ek wil jy moet net rustig nadink oor wat die Here vanaand vir jou gesê het, en dan, as jy gereed is, en jy wil, dan kom jy vorentoe, ek sal vir jou van die brood breek, en dan kan jy van die wyn of die druiwesap neem. Hierdie is wyn, hierdie klein kelkies het druiwesap, so as jy druiwesap wil neem, is daar die 2 of daar die 4, hulle het druiwesap in. Jy hoef nie alles te drink, jy kan dat die ander ook saam met jou drink. Die disippels het almal saam 1 beker gedrink. Hierdie is wyn, so jy kan hier ook van die wyn, en daar is ook wyn, as jy kelkie eerder verkies of saam wil drink. Gaan vat dit, en gaan staan elders. Daar's 'n kruis, oral is daar plekke. So goed wees as daar man en vrou egpare saam is, of gesinne, so 'n bietjie saam staan, en net dit saam gebruik en ervaar, weet jy, die Here het dit vir ons gedoen, en sê vir die Here dankie, gee jou lewe opnuut in die hand van die Here. So julle gaan nie in rye kom nie, ek staan maar net op, kom kry, vat tyd, ons gaan nie jaag, dis nie 'n gewone nagmaal nie, ons gaan nie jaag nie, ons gaan rustig wees. En dan as almal klaar is, sal ek 'n slotgebed doen. Kom ons doen die tafelgebed. Here,
wanneer ons nou hierdie liefdesmaal gaan gebruik, is ons diep bewus van wat Jesus vir ons gedoen het. Dan wil ons kom en ons wil opnuut ons lewens in die hande kom sit en sê, Here, gee dat hierdie brood en wyn nie net maar simbole sal wees nie, maar dat iets aan ons sal doen. Dat dit ons opnuut die versekering gee van u liefde vir ons, die totale prys wat u betaal het. Dankie, Here. Kom raak ons aan in hierdie aand. Amen. Ek het vergeet om te sê, die wat nie kan loop nie, kan maar aan die bank bly sit, en dan kan jy net aan die einde vir my 'n handteken gee, dan sal ek vir jou by die bank kom. One day, a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a valuable essence, disregarding the scorn. It was broken and spilled out. A fragrance filled all the room. Like a prisoner released from his shackles. Like a spirit set free from the tomb. Broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious treasure. Lavish on thee, broken and spilled out, and poured at your feet in sweet abandon. Let me be spilled out and used for Lord, you were God's precious treasure, His love and His own perfect Son, sent here to show me the love of the Father, just for love it was done. And though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me. Broken
service is nearing the The choir is singing just as I am. And now as the old song is played, people at the altar are kneeling down to pray. Some are finding mercy, forgiveness for their sins. Some are fighting battles and they're struggling to win. The time has come to give them to the Lord. That's what this altar is for. That's what this altar is for. You don't have to carry those burdens anymore. There's a light in the darkness. There's a love that's true. Jesus is waiting. He is waiting here. Go quickly now before they close the door. That's what this altar is for. A father is praying with his son. Mother kneels beside them, thanking God they've come. An old man is standing there in tears, giving up a part of him that he's held back for years. Hearts are being broken, lives are being changed. Those who call upon him, they will never be the same. The time has come to give in to the Lord. That's what this altar is for. Here, dit is so wonderlik om, al is dit net vir 'n oomblik, vir 'n paar sekondes, net te kan stil word. Stil word en die teenwoordigheid ervaar. Here, dankie. Dankie Jesus vir wat U gedoen het. Dankie dat U hier is. Dankie dat U voor ons uittrek. Dankie dat U niks van ons vra wat U nie self gedoen het nie. En dat U niks van ons vra waarvoor U nie vir ons die krag gee nie. Dankie Here dat U die ene is wat die heerlikheid en die eer gee. Dankie Vader. Ons kom buig voor U. Ons aanbid U. In Jesus naam. Amen. Ek moet vir U sê, dit is altyd vir my een van die wonderlikste belewennisse om te sien hoe mense, gesinne net saam sit en net iets beleef van wat God, wat ek weet wat hy bedoel het met nagmaal. Net om sy teenwoordigheid te ervaar. Hy is hier. Hy gee dit vir U. Kom ons
sluit met 'n slotlied. Ek gee alles oor, dan gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ons weg en dis donderdagnag. Môre is die kruisiging. As jy by die diens kan wees, wonderlik. As jy nie daar kan wees nie, dink steeds daaraan. Dink daaraan. Dis die dag waarop ons die kruisiging van Jesus herdenk. En Sondag, die opstanding. So ontvang die seën van die Here, gaan vier Paasfees. En onthou altyd die koringkorrel beginsel. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en mag hy aan jou sy vrede gee. Amen.